Daar's 'n skildery in 'n klein museum in Italië, een wat die meeste mense nooit sal sien nie. Dit beeld 'n dramatiese oomblik uit, 'n man geklee in wit linne, gekniel op 'n klipvloer. Sy hande is op 'n paar vuil, gekraakte voete. Rondom hom staan manne wat ongemaklik lyk, verward, amper geskok. Welkom by die Sepcast, die plek waar ons geliefde stories op hulle kop draai, waar ons kyk na wat die geskiedenis dalk oorgesien het, en waar ons nuut ontdek en saam groei. Hierdie week in Johannes 13 vers 1 tot 5. Die man in die wit klere, Jesus. Die voete wat hy was, dis nie die van 'n koning of 'n priester nie. Dis nie die van 'n magtige of 'n belangrike leier nie. Dit is die voete van mans wat hom in 'n paar uur se tyd gaan verraai. Hoekom? Hoekom kies Jesus hierdie pad? Dit is 'n vraag wat vir eeue mense gefascineer het. En dalk is die antwoord minder oor 'n enkele oomblik en meer oor wat dit oor Jesus se hele lewe sê. Om te verstaan waarom hierdie toneel so radikaal is, moet ons kyk na hoe die wêreld destyds gewerk het. Die Romeinse ryk was gebaseer op mag en status. Die wat bo was, het gedien geword. Die wat onder was, het gedien. Dit was hoe dinge gewerk het. Dit was hoe almal die wêreld verstaan het. Klink baie soos vandag. Ons sou daaroor kon argumenteer dat niks regtig verander het nie. En dan, in 'n klein boefretrek in Jerusalem, in die laaste paar ure voor sy kruisiging, doen Jesus iets wat al daardie verwagtinge omkeer. Johannes 13 vers 3 sê, Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het, en dat hy van God gekom het en na God teruggaan. En dit is belangrik, want dit beteken, hy het geweet, hy het al die mag in die wêreld. Hy kon enigiets doen. En wat kies hy? Hy trek sy boekleed uit, hy kniel, hy neem 'n waskom en hy begin voete was. Wat dryf iemand om dit te doen? Ons samelewing het 'n baie spesifieke idee van liefde. Dit is 'n transaksie. Jy gee soveel soos wat jy terugkry. Dit is hoe verhoudings werk, hoe vriendskappe werk, hoe besigheid werk. Dink aan hoe ons oor liefde praat. Ons sê, hy verdien dit nie. Sy moet eers wys sy is jammer. Ek sal vergewe, maar net as. Ek het nog nie een keer 'n dankie gehoor eers van jou af nie. Ons verwag iets in ruil vir ons liefde. En tog, Jesus wag nie vir 'n transaksie nie. Hy wag nie vir 'n belofte van loyaliteit nie. Hy was voete, hy dien, hy gee sonder om iets terug te eis. Johannes skryf in Johannes 13 vers 1, omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, het hy hulle liefgehad tot die einde toe. Hierdie is crazy. Tot die einde toe, sonder voorwaarde, sonder terughou. Dit is radikaal, dit is ontwrigting, dit verander alles. Wat maak 'n mens as jy weet iemand gaan jou verraai? Dink aan Judas. Jesus weet wat hy beplan. Jesus weet hy is reeds in gesprekke met die godsdienstige leiers en tog, Jesus draai na hom toe. Hy vat sy voete, hy was dit, hy kyk hom in die oë. Jesus weet ook dat Petrus, sy naaste vriend, in 'n paar uur gaan sweer dat hy hom nie ken nie. Tog, Jesus draai na hom toe. Hy vat sy voete, hy was dit, hy kyk hom in die oë. Dis nie hoe ons sou optree nie. Ons sou Judas se voete vermy, ons sou vir Petrus 'n les leer, ons sou wag vir 'n verskoning. Maar Jesus, hy was hulle voete. Liefde, soos ons dit ken, het 'n limiet. Dit gaan net so ver. Dit het 'n grens. Jesus se liefde, dit het nie. Dit is tot die einde toe. Hier is die skokkende waarheid. Ons almal is Judas. Ons almal is Petrus. Ons almal het oomblikke van ontrouheid, van twyfel, van mislukking en tog, hy was ons voete. Hy wag nie vir ons om dit te verdien nie. Hy wag nie vir ons om te bewys dat ons verander het nie. Hy wag nie vir 'n verskoning nie. Hy gee ten volle. Hy gee tot die dood toe. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe gee vir sy vriende, Johannes 15 vers 13. Dit is wie hy is, dit is wat hom dryf. So die vraag wat oorbly, Jesus het vir sy disippels gesê, soos ek julle voete gewas het, moet julle ook mekaar se voete was. Gaan kyk maar in Johannes 13 vers 14. Met ander woorde, jy het hierdie liefde ontvang, nou, gaan gee dit. Maar dit beteken iets radikaal. Dit beteken jy kan nie wag vir iemand om hulle gedrag te verander voordat jy hulle vergewe nie. Dit beteken jy kan nie net lief wees vir die mense wat vir jou lief is nie. Dit beteken jy kan nie 'n transaksie van liefde leef nie.
net gee as jy iets terugkry. Dit is 'n ander manier van leef. 'n Rebellie teen die manier waarop die wêreld sê dinge moet werk. Die wêreld sê verdien dit. Jesus sê gee dit. Die wêreld sê vat. Jesus sê dien. En as jy dit regtig snap, as jy dit regtig verstaan, dan verander dit hoe jy liefhet. Dit verander hoe jy mense hanteer. Dit verander hoe jy jou vyande sien. Want as Jesus Judas se voete kon was, as hy Petrus se voete kon was, wat sê dit oor hoe ons geroep is om lief te hê? En dalk is die regte vraag nie wat dryf hom nie. Miskien is die regte vraag, wat dryf jou? Ons is gestuur in liefde. Tot môre, mooi loop.